Kom ons begin vanaand en ons praat oor Paul. Nou, julle het nog meeste van julle ken nie vir Paul nie, maar van ons wat hom ken, weet ons hy is verskriklik lief vir diere. Maar hy groet ons baie aande en baie oggende en dan gebruik hy die woord mooi loop. En Marius, wat sal nou 'n goeie Engels wees vir mooi loop? As ons nou vir John moet verduidelik wat beteken mooi loop. Um, Pretty walk. Pretty walk. Jy moet 'n pretty walk hê. Okay, ek dink mooi loop is 'n unieke term in ons mooi taal Afrikaans. Mooi loop. Eintlik die woord wat vassteek in my kop is ons pad hier op aarde is gemapt. Nou sê ek by die Engels gemapt. God het dit vir ons uitgelê, ons pad hier op aarde is uitgelê. En dis waar ons 'n bietjie gaan gesels vanaand. Maar kom ons spring bietjie weg en ons vra bietjie, wat is jou gunsteling roete? As jy nou hierso deur ons mooi land ry, wat is jou gunsteling roete? Nou vir my is daar baie ek is lief vir ry. Ek's lief vir reis. Ek het nou eendag selfs met Robert en Gerda toe sê ek, jy weet, dis wonderlik dat Annelie ook lief is vir reis, want ons hou van ry. As daar petrol in die kar is, dan moet dit uitgery word. Ons ondersteun die petrolmaatskappye. Ons lief ry. Altyd nie altyd is baie keer gevaarlik, maar nee ja, ons lief ry. Maar wat is jou gunsteling roete in Suid-Afrika wat jy daarvan hou om te ry? Is dit hier by Sabie, John, tussen die berge of met daai motorfiets dat jy kan lê so om die draaie? Maar kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wynand, wat is jou gunsteling roete? Bestuur, het was eigenlijk een paar wat mooi is vir my. Maar ek geniet nogal die pas by Rowerspas, Graskop, Sabie toe. Daar in die berge, daar in die Oos-Transvaal af. Selfs Hartbeespoortdam is my taamlik lekker om te ry. Een van die mooiste passe ook is die Prins Albertspas, Onysna. Ek is al 'n paar keer deur hom gewees. En dan enige pad wat eintlik grondpad is, wat waar jy niks deur niks en nêrens ry nie, is ook vir my goed. Anita, wat is jou die mooiste roete? Ek wil net wys hy Wynand jok, want hy sal nêrens aan my ry as ek bestuur nie. Hy wil self ry en dan voel ek weer dieselfde. Ek wil net op die N1 reguit ry tot daar waar ek kan kom en dan is dit klaar. Wil nie saam ry nie. Ek hou van self bestuur. Maar nou mag ek nie meer bestuur nie. Hy moet nou die bestuurwerk doen, so ek hou nie van ry meer nie. Meisie, wat is jou gunsteling roete? Die roete Kaap toe. Elke paadjie wat Kaap toe gaan is vir my 'n gunsteling. Okay. Ek het twee gunsteling roetes. As jy by Beaufort Wes uitgaan, dan sit die Karoo en dan ry jy Oudtshoorn en dan kry jy Meyringspoort. Meyringspoort is een van die mooiste roetes vir my persoonlik. En dan gaan ek Saterdag weer eens 'n mooi roete ry. As jy Marble Hall, ek wonder altyd die dorpe in Afrika. Ek sê altyd, as jy 'n Marble Hall deurgaan op 'n Saterdagoggend, lyk dit vir my seker soos die dorpe in Afrika. Met die straatsmouse en jy moet die potholes en al die goed moet jy daar deurgaan. En as jy deur Marble Hall is en jy draai af, daarop is die 34 vir Wynand? 33. En jy draai weer af en jy kry daai lang reguit pad daar deur die Springbokvlakte. Dis vir my net mooi. Salome, wat is jou gunsteling roete? Ek het nou al baie roetes gery. Ek hou van natuurlik die see. As mens die see sien, as jy ry en jy sien die see, dit is maar net iets. Maar my gunsteling roete is, waar ook al is huis toe. Huis toe, dis die lekkerste. Ja. Dis die waarheid, huis toe. John, which route is for you the best? The route that the road that I've never driven on.
Jy's 'n diep seun vanaand. Jy's diep hoor. Het 'n lekker middagrus gehad. Dis lekker diep vanaand. Rina, nee, ek stem saam. Daar's altyd iets nuuts om te ontdek, John. Rina, watter roete is vir jou die lekkerste? Ek bly maar die Laagveld, sorry. Laagveld is lekker. Yes. Ek dink nou hier by Kaapse Hoop. Ag, dis ek kan nie stel hulle in aanlet om nou die dag te ry. Lekker roete daar. Lisel, wat is die mooiste roete vir jou? Die tuinroete. Hmm. Nee, ons het so mooi land. Ek het nou net besef toe ons Hopetown toe is. Jy kry daar's enige plek mooi. So ons is bevoorreg, maar as ek kan kies iewers tussen die berge of by die see. Meneer Brits? As jy net so verby George gaan op pad Kleinbrak toe en dan maak jy op 'n stadium so S-draai. Nou op daai S-draai dan kyk jy so hierdie kant lê die see en daai kant lê Kleinbrak. Jy kyk dit so van bo af so. Ja, is mooi daai. Ja, stem. Ek weet presies waar dit is. Dis baie mooi daarso. Gerda, wat se roete is vir jou die mooiste? Tuinroete en ek stem 100% saam met Marius. Ek is ja, dis my beste plek om rond te ry is daar nie daar Mosselbaai, George, daarna julle toe, Sedgefield, daar waar jy daar omry, die see is hier langs jou. Dit is my net mooi, maar daar's baie ander mooi plekke ook. Wanneer jy ry en daar's bome langs die pad, dis ook vir my die mooiste gesig as jy so onder deur die bome ry, dis ook mooi. Soos hele land het mooi, selfs die Karoo het mooi. Robert? Ek hou van enige paadjie in die Karoo, want dan slaap my vrou en dan is rustigheid in die kar en ek kan my gedagtes laat gaan en ek kan die berge geniet, daai koppietjies geniet. Maar my happy place, my lekker pad is van Jansenwil af uit Den Haag toe. Dis my seker die mooiste plek op aarde. Daar tussen die berge deur, so nou en dan is nie 'n kudu. Ja, dis hy daar. Danny Wilma? En is Oos-Transvaal en dan die Oos-Kaap. Maar in die beste plek wat ek van nou is Jeffreys Bay. Dis vir my, ek is lief vir Jeffreys Bay. Ek sal enige tyd toe te gaan. As ek daar kan trek, ek bly. Dis mooi daarso Tannie, dis baie mooi. En soos almal sê, al die bergpasse wat jy so langs aan ry en val soos Oos-Transvaal daar, soos jy gesê het nou na Kaapse Hoop se plek, dit is so lekker om daar deur die is dit nou nie hoë berge nie, maar net so, dit voel so rustig en so lekker. En die Oos-Kaap ook, as jy so tussen die berge ry, dis hemel, dan weet jy wat die Here geskaap het, dis wonderlik. Verseker. Stel? Ek is baie lief om te ry van Lockston af die agterpad Beaufort West toe. En dan Chapman Swartbergpas. En natuurlik as jy in die Bosveld is, net daai reuk van die Bosveld is my baie lekker. Dankie. Ek wil dit by sê, jy weet, die roetes wat ons nou genoem het is almal baie mooi roetes. Maar ek het maar geleer in my kort leeftyd as die jongste op die groep, is dat dit is saam wie jy die roete ry. Wat saak. Ry jy hom saam met jou geliefde, dan is dit 'n ander bekoring en as jy maar alleen ry, dan is dit ook nie meer so lekker nie. So saam wie jy die roete ry, maak baie saak. Nou kom ons praat 'n bietjie vanaand oor Hebreërs 11. Kan ek gou net 'n nonsens vraagie vir julle vra? Yes, John. Van Nelspruit af waar julle bly, na Kaapstad toe. En van Kaapstad af Durban toe. Wat dink jy is die verskil in afstand? Ek dink is omtrent dieselfde, John. Korrek, 100% korrek. En weet jy, as jy in Johannesburg sit en jy ry Windhoek toe, ja,
en jy ry Kaapstad toe, is dit ook dieselfde afstand omtrent. Ja. Windhoek, Kaapstad en Johannesburg lê in 'n driehoek amper. Dis Ja. baie interessant, baie interessant. Alright, kom ons kyk wat sê Hebreërs 11 vers 13 die stel. Kan jy vir ons Hebreërs 11 vers 13 lees asseblief? In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Ja, wat sê julle van hierdie versie? Ek dink in daardie tyd het hulle gedink het sal sommer vinnig gebeur wat Jesus weer gaan terugkom. Maar tog het hulle aangehou glo dat hulle wel die ewige lewe het en dat dit hulle laat uitsien na dit wat voor lê. Jy sê dit, jy dink is net daardie tyd, dis nie meer so nie? Ja, maar daai was mos nog naby geweest. En Jesus het gesê ek gaan net vir julle plek berei en dan kom ek julle haal. So dit was sommer naby geweest. Okay. Enig iemand anderste opinie oor hierdie versie? As ek die versie lees, dan dink ek aan die Israeliete wat in die woestyn geswerf het en hulle het 'n belofte gehad en hulle het nooit by daai belofte uitgekom nie. Hulle het die beloofde land gesien, maar hulle het nie daar aangegaan nie want hulle was ongelowig geweest. Salome? Abraham en Sara ook, hulle het ook nie die belofte gesien nie. Ja, ek dink dat baie beloftes wat ons as mens ontvang en ook individueel ontvang, wil ons koppel aan ons polshorlosies. Dit moet so gebeur en dit moet hoe gebeur en dit moet wanneer gebeur. Hoe dit moet gebeur en wanneer dit moet gebeur. Ek het dit vertel, ek vertel dit weer vir julle. Pastoor Sit van Hatfield gemeente in Pretoria. Hy was eers in Verwoerdburg in Centurion en hy het begin met 'n klein gemeentetjie, hulle was so 10 in die gemeente. En hy sien 'n stuk grond en hy voel die Here sê vir hom, jy moet hierdie grond gaan koop. Want op hierdie stuk grond gaan baie mense genesing ontvang. En jy gaan vir duisende preek. En hy gaan en hulle maak 'n lening by die bank. En na 6 maande toe vat die bank die grond terug. Toe kan hulle nie betaal nie. Maar sy lewe loop aan en hy land toe by Hatfield. En een maandagoggend toe bel Ed Rybert hom en sê vir hom, Sit, jy preek Sondag. Hy sê en toe hy oploop op die kansel, toe besef hy voor hom sit 3000 mense. Hy preek vir duisende. Hy sê in daai volgende dag toe ry hy terug na daai stuk grond toe. Op daai stuk grond het hulle Unitas Hospitaal gebou. Baie mense het genesing daar gekry. Maar ons sien 'n belofte in 'n sekere ding, manier, hoe dit moet gebeur, wanneer dit moet gebeur. So, hierdie versie sê vir ons, hierdie mense, het hulle gesterf, het hulle dit vorentoe gesien. As ons alles vergeet vanaand wat ons mekaar sê, wil ek vir dit vanaand sê, is dat jou lewe, die dag as jou lewe hier op aarde verby is, beteken dit nie dat jy net die geskiedenis verander het nie. Maar die manier hoe jy lewe hier op aarde gaan ook die toekoms verander. Wynand, jy stem jy saam? Ek sal moet.
Ja, alright. Okay, maar jou lewe hier op aarde gaan nie net oor die geskiedenis nie. Dit gaan ook oor jou lewe kan die toekoms verander. Maar kom ons praat 'n bietjie. Elkeen van ons, as ons gebore word ons op hierdie reis gesit. Lisel se pa het altyd gesê ons is mede-reisigers na die hemel toe. Die predikant of die pastoor wat môre by ons gepreek het gesê jy gaan nie vir altyd bly in Nelspruit nie. Jy gaan op 'n stadium hemel toe. So jy's 'n reisiger. Hierdie is net waar jy ook al sit, of dit nou in die Vaal-driehoek is of in Middelburg is, dis net 'n reis iewerster heen. Alright, kom ons praat 'n bietjie jou gesindheid op hierdie reis op aarde. En kom ons kyk na Exodus, die 13de hoofstuk vanaf vers 17 tot 19, Rina. Die Vader die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. Alhoewel dit nader was, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelik op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. God bepaal dat Israel gaan nie die kortste pad loop nie. Want hulle is nie gereed vir die kortste pad nie. Die kortste pad gaan oorloop, beteken hulle is nie gereed vir oorloop nie. Nou wil ek vanaand vra, wie bepaal jou pad hier op aarde? En julle moet versigtig wees wat julle gaan antwoord. Marius, jy praat. Ek dink ons wil ons eie pad volg, want ons het daai eie keuse wat ons het. Maar uiteindelik bepaal God ons destination waar ons gaan wees. Hoe ons daar, of waar ons gaan uitkom. Ons gaan ook ander paaie probeer vat. Dus so daai ou wat gaan visvang het en toe die vis hom ingesluk het, hy het op die einde uitgekom waar hy moes uitgekom het, alhoewel hy sy eie pad wou gevat het. Ek wil ook net sê, ons het dit ondervind die afgelope 3 jaar, soos julle almal weet het ons gaan rondry. Ons het beplan, ons gaan dan soontoe, ons het amper 'n hele 3 jaar vooruit beplan. Ons wou daai pad loop, maar God het vir ons gesê nee. Julle moet na ons het in 'n waarheid, ek dink 3 keer, nou die laaste keer was dit die 3de keer, moes ons terugkom Middelburg toe. So aan die einde van die dag besluit Jesus nee, kom terug huis toe. Kom eers terug huis toe. Lisel, stem jy saam? Ja, ek dink mens maak jou eie besluite, maar Vader weet waar jy wil hê en waar jy wil gebruik. So hy sal jou lei. Dit hang nou maar af of jy jou gaan laat lei. Hy gaan jou nie dwing nie, maar hy gaan, as jy jou lewe in sy hande sit, gaan jy gaan waar hy jou lei, waar jy sy stem hoor. Ekskuus, as die flashes wat hier agter is, ons is nie by 'n diskoteek nie, dis maar die weer hier agter ons. Ons kry so 'n bietjie reën en is slaapgewonde daaroor. Lisel, ek hoor wat jy sê en ek stem saam met jou. Die dag wat ons gebore word, bepaal God. En die dag wat ons asem uitblaas, bepaal God. Maar as ons op God se pad is, alles wat met ons gebeur op hierdie pad, is dit die wil van God? Ja, dit hang maar af van ons keuses wat ons doen. Praat bietjie meer as net lyftaal en
Ek stem saam met jou, Marius. Ek dink baie van ons roete wat ons op aarde reis, is baie daarvan is keuses wat 'n mens maak. Om 'n voorbeeld nou te gee, ek glo ook dat God verander daai roetes van jou. Ek het na Henk oorlede is, my huis verkoop en ek het 'n huis gaan koop in Gansbaai. Ek het vertrek het uit, ek het alles gedoen. Maar kyk waar sit ek vandag. Ek het nooit daar uitgekom nie. Dit was nie in my beplanning nie. Dit is nie hoe ek gedink het dit gaan wees nie. God het verseker. Daar's die krag af in Nelspruit. Wie gaan oorvat? Pastoor het nie sy kragrekening betaal nie. Julle moet help man, hè, julle moet help. Mooi feit afgeslaan. Marius kan verder gesels. Ek het nie veel om te sê nie. Ek wil sommer net bysê terwyl ons op hulle so wag oor daai onderwerp is. Ek dink die Here praat met ons en ons moet luister, maar tog het ons keuses. Ons het daar 'n pastoor gehad wat die storie vertel het by die manneoggend wat gesê het niemand druk 'n sigaret in jou mond nie. Jy kies om homself te vat. Niemand gooi 'n liter brandewyn in jou keel af nie. Jy kies om dit self te vat. Die roete wat jy vat is jou keuse. Jy moet net besluit watter keuse en watse roete jy wil vat. Maar hy sommer so in die ligter noot het hy vir een ou vertel wat wel onskuldige liter brandewyn gevat het. Hulle het 'n trok gehijack en toe hulle die drywer gevat het, toe druk hulle 'n liter brandewyn in sy keel af dat hy dronk is. Hy kom dronk by sy baas en hulle sê nee, hy het die trok gevat. Maar ek dink nog steeds, ek dink ons maak ons eie keuses en ja, dit is nie ons maak nog steeds die keuse wat se roete ons vat. Jy weet, Rene en ek het baie in ons lewe getrek. As ek met vinnig gaan tel hoeveel keer het ons in 40 jaar getrek, het ons so 33, 34 keer getrek. Ja. Maar elke keer was daar doel daarvoor. Elke keer het die Here ons gestuur sonder dat ons bewus daarvan om sy werk verder te vat. Ons kon vir die laaste 40 jaar net in Nelspruit gebly as ons wil. Maar sou ons al die mense bereik het, of ons gaan nog steeds bereik, want ek glo dat ons rit om hierdie land is nog nie klaar nie. Dieselfde as julle met die karavaan. Julle rit is nie klaar nie. Jou rit is om by daai karavaanpark uit te kom en die woord te versprei. En so vir elke een van ons. Jy weet, dit is baie maklik om in jou comfort zone te bly. En nie uit jou comfort zone uit te kom, want dis mos gemaklik. Ek het genoeg geplan. Ek dink die Here skuif 'n mens baie keer vir jou eie beswil, want as ek nou dink aan my eie lewe, toe ons op Waterval Boven gebly het, wat het baie lekker gebly, regtig, dit was pelle en dit was braai en dit was jag en dit was visvang en weet een Sondag aand in die kerk, praat die Here met my met 'n hoorbare stem, hy sê vir my, Robert, ek gaan jou wegvat uit Waterval Boven en hierdie plek is nie goed vir jou nie. Weet jy, en dit was nie baie lank daarna nie, sommer in 24 uur, ek het nog die dag by die werk gesit, binne my werkswinkeltjie, en papierwerk gedoen en so aan, en toe bel my superintendent op Nelspruit my, toe sê hy moet môreoggend in Nelspruit begin. Daar was nie vir my keuse gewees, wil ek of wil ek nie, en ek het gewonder, hoe gaan ons oorleef, van Waterval Boven af, ons het ons eie huis daar gehad, die lewenskoste was 1/4 van wat Nelspruit se was, ek het gewonder en gesê, Here, hoe gaan ons dit doen? Die Here het net gesê, jy gaan, en ons het gegaan, en in daai, want op daai stadium het hulle my pos botalig gemaak,
my werkswinkel gesluit op Watervalboven, so ek het nie eens werk gehad nie. En ons het getrek na Nelspruit toe. Die Here het vir my, binne in daai jaar het hy vir my 'n pos gegee, met bevordering. Ons het 'n huis daar gekry, ons het gebly, Gerda het in daai jaar het sy bevordering gekry, so die Here het voorsien, daar waar hy jou heen vat, sal hy jou nie net alleenig los nie. En my lewe het dramaties daar verander, en ek het die Here begin dien, en my hart en my lewe vir die Here gegee, weer opnuut, en dit het net baie beter met ons gegaan, so ja, ou skop het 'n keer teen die prikkels, maar as die Here jou geskuif het, dan skuif hy jou. Hy vra nie vir jou, hy skuif jou. Ja, ek dink wat belangrik is die wolkkolom. Die Here, hier was die antwoord. Solank jy onder die wolkkolom en onder die vuurkolom bly, sal God voorsien. En dis nie te sê dat as ons onder die wolkkolom beweeg, dat ons is vrygestel van moeilikheid. Jy gaan maar deur 'n vallei gaan. Jy gaan maar deur die dal van doodskade wie jy gaan, volgens Psalm 23. Jy gaan daar deur gaan. Alright. Ek wil graag, terwyl ek nog so 'n bietjie krag het, wil ek hê ons moet praat oor plant 'n tamarisk. Wie ken 'n tamariskboom? Wat is 'n Afrikaanse naam? Ekskuus? Wat is 'n Afrikaanse naam? Boerenaam. Is 'n Afrikaanse naam. Gerda, lees jy vir ons Genesis 21 vanaf vers 22 tot 32. Hier lees ons in die Bybel van iemand wat 'n tamarisk geplant het. En ek wil ons 'n bietjie oor 'n tamarisk plant praat. Genesis 21 vanaf vers 22. In die tyd het Abimelech en Pichol, sy lewerowerstes, met Abraham gespreek en gesê, God is met jou in alles wat jy doen. Sweer dan nou vir my hier by God dat jy met my en my kroos en my nageslag nie vals sal handel nie. Dieselfde guns wat ek vir jou bewys het, moet jy aan my bewys en aan die land waarin jy as vreemdeling vertoef. En Abraham antwoord, ek sweer. Maar Abraham het Abimelech aangespreek oor 'n put wat die dienaars van Abimelech met geweld geneem het. Daarop antwoord Abimelech, ek weet nie wie dit gedoen het nie, en jy het my dit ook nie meegedeel nie, en ek het daar ook niks van gehoor nie, as net vandag, tot 32. Toe neem Abraham klein vee en beeste en gee dit aan Abimelech, en hulle twee het 'n verbond gesluit. Abraham het naamlik die 7 ooi lammers van die klein vee eenkant uitgekeer. Toe sê Abimelech vir Abraham, wat beteken hier die 7 ooi lammers wat jy uitgekeer het? En hy antwoord, die 7 ooi lammers moet jy uit my hand aanneem, sodat dit vir my 'n getuienis kan wees dat ek hierdie put gegrawe het. Daarom noem hulle die plek Beseba, omdat hulle 2 daar gesweer het. En dan die laaste vers, so het hulle dan 'n verbond gesluit in Beseba, daarna het Abimelech en Pichol sy leerowerste klaargemaak en na die land van die Filistyne teruggegaan. Lees bietjie verder, skus. En hy het 'n tamarisk in Beseba geplant en daar die naam van die Here, die ewige God, aangeroep. En Abraham het baie dae as vreemdeling in die land van die Filistyne vertoef. Kyk, Abraham is by Berseba. Berseba is in die woestyn. En daar's 'n put en hy plant 'n tamarisk. Nou, hoekom sê die Bybel spesifiek sê 'n tamarisk? Jy sien, in die Bybel is daar 3987 woorde. En daar moes
87 woorde gewees het en toe was daar 'n woord tekort gewees en toe bring hulle die woord tamariske. Hulle plan dit nie meer vandag nie, want jy sal bankrot loop. Ekskuus tog, Wynand? Hulle plan dit nie meer vandag nie, jy sal bankrot loop. Yeah, it's a threat to the ecosystem. Daai is 'n dink die tamarisk is 'n boom. Louis Leblanc tamaris. Nee, Louis Versyne, mis jou. O ja. Ja, dink die tamarisk is 'n boom wat na 'n straatnaam vernoem is. Ons selleiers hier in Middelburg bly in Tamariststraat. Louis en Misha van sy Tamariststraat. Hulle het 'n tamarisboom geplant en toe tamboeryne van dit afgeoes. Daar is kant om aan daai. Wat sê ma van daai ding, wat sê hulle daar op Google? Ek wou nou net sê, iemand wat nou met AI of iets kan Google of iets kan vir ons antwoord op daai tamarist het. Ja, gaan nou. As pastoor terugkom, en weet ons almal wat dit is. Ja, dis ons baie slim. Kyk gou. Hulle sê dit is 'n invasive plant. Hulle plant dit nie meer nie. Dit staan ook bekend as 'n soutboom. En dit word naby water geplant want hy gebruik verskriklik baie water. So hulle wil dit nie meer geplant nie want hy suig al die water op. Hierso sê my Google AI, in die Bybel simboliseer die tamariskboom veral geplant deur Abraham en Berseba God se getrouheid, ewige verbond en voorsiening. Dit verteenwoordig veerkragtigheid en uithou vermoë in moeilike omstandighede soos in die woestyn en dien as 'n gedenkteken vir God se belofte. Dan nog 10.000 ander getok, maar dis op die stadium is. Dis oulik, ja. Dis mooi. Okay. Ja, toe ek hoor jy sê hy is veerkragtig, toe dog ek is al net 'n wilgerboom. Ja. Want dalk is 'n tamaris nie so 'n goeie boom in die woestyn nie, want hy drink al die water op. Ja. Ja, kan jy dink vir daai hy kan seker net in Natal geplant word. Ja. Maar nog ook vrugte geskryf. Ek dink boeke geskryf oor 'n tamariskboom. Hulle het hierso hele boeke oor maak sulke vrugte. Okay. Baie kleurvol. Die stukkie wat ek hier gekry het sê dit simboliseer covenant, endurance and long-term faith. Ek dink dit is hoekom hy die boom geplant het, want dit dis 'n covenant ooreenkoms. Maar dis omtrent wat Anita nou gelees het ook, ja. Verbond en volharding. Ja. Ek is so bly Nelspruit het die krag afgesit. Toe kon julle dit nou self ontdek het. Google. Ons het almal heeltyd geweet, ons het net nie gesê ons weet nie. Alright. 'n Tamarisk is 'n boom wat jy in die woestyn geplant het. Hy was baie gehard. Maar 'n tamarisk het as jy 'n tamarisk in die woestyn gesien het, het jy geweet daar's water. Daar's 'n put of daar's 'n fontein of so iets. So en 'n tamarisk wat interessant is, jy moes water aangedra. Dit het 'n effort gevat om 'n tamarisk eers aan die groei te kry. Maar 'n tamarisk het eers werklik volwassenheid bereik tussen 300 en 400 jaar. Ja. Hoekom het Abraham 'n tamarisk geplant? Alles wat julle gesê het, die verbond wat gesluit is waar. Wat was Abraham se roeping volgens Genesis 12 vers 1 en 2? Wat was sy roeping gewees? Lisel, wat was Abraham se roeping? Vader van die nasies, is dit nie?
Okay. Wil jy nie vir ons lees Genesis 12 vers 1 tot 2 nie? Die Here het vir Abraham gesê, trek weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis en gaan na die land wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees en verander tot 'n seën sal wees. Ja. Okay, nou net een bladsytjie om 13 vers 14 toe hy en Lot 'n bietjie stryd gekry het, hulle wagterstryd gekry het. Nadat Lot vertrek het, sê die Here vir Abraham, kyk 'n bietjie rond in alle rigtings, so ver as wat jy kan sien. Die hele land wat jy sien, gaan ek vir jou en jou nageslag as permanente eiendom gee. Okay. Abraham se belofte was hierdie: ek gaan jou ryk maak, ek gaan jou seën, ek gaan vir jou land gee, ek gaan vir jou grond gee. Onthou hy is 'n boer gewees. En vir 'n boer, wat maak vir 'n boer saak, Wynand? Land, grond. Grond, jy soek grond. En ek gaan vir jou 'n nageslag gee. En ons dink Abraham se grootste ding wat hom laat twyfel het, is miskien omdat hy nie 'n nageslag het, want Isak is nie gebore nie. Maar nou kom ons in 'n interessant, ekskuus, ons het nie verskriklik lig hier nie, maar kyk na Genesis 23, vers 1 en 4. Genesis 23 vers 1 tot 4, Lisel. Toe Sarah 127 jaar oud was, is sy by Kiriat Arba dood. Dit is Hebron in die land Kanaan. Abraham het daar gerou en oor haar gehuil. Hy het haar lijk net so gelaat, na die leiers van die Hittite toe gegaan en gesê, ek is maar 'n vreemdeling onder julle, verkoop asseblief aan my 'n stuk grond waar ek my vrou kan begrawe. Okay, lees tot vers 4, Lisel. Of lees net vers 4 ook, asseblief. Ek is maar 'n vreemdeling onder julle, verkoop asseblief aan my 'n stuk grond waar ek my vrou kan begrawe. Moet ek aangaan? Okay, nee, stop hom maar daarso. Ek dink ons het die prentjie. Okay, Sarah sterf nou. Het Abraham al sy grond gekry? Abraham ag hom as 'n vreemdeling. Come on. Wat sou Louis in hierdie situasie gedoen het? Here het gesê ek gaan ryk wees. Here het gesê ek gaan 'n nageslag hê. Het my op die berg gevat en gesê sover as wat jy kyk, ek gee al hierdie land vir jou. Nou is my vrou al dood. En ek het nie eers 'n plek om haar te begrawe nie. Hulle self van vir my so 2 verse af daar waar hy aangedring het om die grond te koop. Ek dink is vers 6. Die Hittite antwoord hom sekerlik, want jy is 'n gerespekteerde persoon in ons omgewing. Kies vir jou die beste graf waarin jy haar kan begrawe. Nie een van ons sal daarteen beswaar maak nie. Abraham buig toe laag voor die volksleiers van die Hittite en sê, aangesien julle so dink, wees so vriendelik en vra Efron seun van Zoar om die spilonk van Makpela op die punt van sy grond aan my af te staan. Wat ook al die prys is waarop besluit word, sal ek sal dit in julle teenwoordigheid ten volle betaal, sodat ek 'n begrafplaas van my eie kan besit. Ekskuus, vers 16 ook, Lisel. Abraham betaal toe die prys wat Efron gevra het, soos voor almal ooreengekom. Dit was 400 sikkel silwer. Kyk. Abraham sê, geef my 'n stuk grond, ek soek 'n plek om my vrou te begrawe, en hulle sê, maar jy's so gerespekteerde in ons land, ons gee vir jou grond. Abraham sê, nee, ek gaan betaal vir my grond. Jy sien, die Here het gesê, hy gaan vir hom grond gee. Miskien gaan daar ligte iewers by jou aan vanaand, en jy verwag, jy gaan 'n e-mail kry met kaart en transport van land. Maar miskien seën die Here jou so, dat jy finansiëel in 'n posisie is om land te koop. Dat dit wettiglik joune is.
kaart en transport wettiglik. Jy het nie geveg daarvoor nie, jy het dit nie onder times gekry of wat ook al nie. Jy het dit gekry, God seën jou. Maar ek wil hê ons moet kyk na Abraham se gesindheid. Wat is ons gesindheid op hierdie roete van ons, op hierdie reis, as teenspoed ons tref? Wat was sy gesindheid? Nou kom ons by 'n ander geval, waar Abraham 'n tamaris geplant het. Jong Louis het gemurmureer het en gesê het, Here, maar ek meen, Isak is nou daar, maar hy's ook net Isak. My vrou is nou al dood en nou kom ons by die tamaris. Abraham besef, die beloftes wat die Here vir hom gee, gaan hy nie met sy fisiese oë sien nie. Maar hy bou vir sy nageslag. Volgens Hebreërs 11 vers 13. Okay, vir julle wat lig het en die liggies aangegaan het, praat met ons asseblief. Het ek weer gevries? Dink. Dis bietjie hoog geraak. Nee man. Nee man. Onthou julle die speletjie van slangetjies en leertjies? Wie weet slangetjies en leertjies se speel? Ja. Ja. Die lewe, ons reis wat ons het, daar's nie ysbakke nie. Daar is trappe. Dit vat effort. Dit vat iets om bo te kom. Dit vat iets om klaar te maak. Daar's nie 'n leertjie wat jy kry wat na nommer 60 toe en as jy by 99 kom 'n slukkie slang jy in en begin jy weer heel onder nie. Jou reis beteken daar is effort wat jy moet vat. Wynand, praat 'n bietjie. Nee, van effort en sweet weet ons almal, dink ek van. Nou die sweet van jou aangesig sal jy eet. Dit is maar 'n harde pad en so aan, jy moet net nie, ek dink jy moet net nie goed prys gee nie. As jy 'n harde pad loop soos Wynand sê, moet dit nie prys gee nie. Hou jou oog op jou belofte. Miskien die beloftes wat jy ontvang het, is eendag vir jou kinders en jou kindskinders. Dis nie vir nou nie. Dit kom nog later. Dit kom nog later. Alright, iemand nog iets sê? Ek dink ook mens moet dalk jou fokus meer hou op die toekoms en nie op jou eie omstandighede vir nou nie. Maar vir wat jy of wat jy doen vorentoe kan beteken. Kom ons kyk bietjie wat sê, kom ons kyk, nog iemand iets sê? Okay, kom ons kyk bietjie wat sê Matteus 24 vers 13 tot 14, Anita. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. My vertaling, jy het seker nou weer die ou vertaling, né? Ja. My vertaling sê hy wat kla en murmureer en elke dag skree omdat hy nie alles skryf wat hy het nie, sal gered word. Wens. Wat 'n vertaling is dit? My vertaling sê as jy die wat volhard, die wat bereid is om 'n tamarisboom te plant, al gaan jy nooit onder daai tamaris sit nie, al gaan jy nooit die vrug van daai tamaris geniet nie, al gaan jy nooit onder daai koelte sit nie, maar jy maak 'n verskil vir die toekoms. Dis hulle wat gered sal word. Dis hulle wat die belofte sien, al het dit nog nie gebeur nie. Hulle sien dit ver, al het dit fisies nog nie gebeur nie. Hulle volhard op hierdie roete. Okay, kom ons praat 'n bietjie op hierdie roete, op hierdie reis wat ons loop. Wat het julle geleer sover op hierdie roete? Ek het geleer, ek kan nie alles beheer nie. Ja. Ek het geleer,
Daar is mense wat slimmer as ek is en sterker as ek is. Ek het geleer op hierdie roete dat ek kan dit nie doen sonder God nie. Enigiets wat julle geleer het op hierdie roete? Ja, haastig wees is nie altyd 'n opsie nie by ons nie. En wees tevrede met dit wat jy het. Dis genoeg. Wees tevrede. Iets wat julle geleer het, Robert? Op hierdie roete? Ja, 'n mens weet nie altyd hoekom en waarom nie. Maar 'n mens moet vertrou op die Here want hy sien die toekoms, hy sien die einde van die begin af. Vertrou op die Here, hy weet die heel beste. Is miskien nie nou lekker nie, maar ons gaan daardeur. Die Here het gesê hy sal ons nooit alleen los nie. Hy is altyd by ons. Ek dink aan Spreuke 19 vers 21 wat sê ons wik en weeg, maar God beskik. Iets wat julle geleer het, Wynand? Pastoor, ek het vanoggend 'n mooiste gehoor van Abimelech wat in die vuuroond was saam met sy 2 tjomme. En hulle het uitgekom en al wat hulle vasgehou het was toue en dis die enigste ding wat gebrand het. So as jy deur 'n seisoen gaan, dan kom jy aan die ander kant uit en jou binding sal los wees. Maar jy moet volhard. Jy moet nie opgee nie. Verseker. Nog iemand iets? Salome, wat het jy op jou roete geleer? Jo, baie. Nee, ek het baie geleer. Groot ding wat ek geleer het was, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek dink die laaste gedeelte is die belangrike, deur Christus wat vir ons krag gee. Dis die belangrikste. Meisie, wat het jy geleer? Ja, volharding. En rig jou oë op die Here. Moenie by die mens skuil nie. Skuil by God. Ek het geleer ook op hierdie pad dat ons het mense nodig. 100%. As jy jonk is, hier so in jou 20e jaar, dan dink jy, ag, ek is net die man. Ek het nie mense nodig. Maar hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, ek wil nie hierdie pad alleen wees nie. Ek het mense nodig. Amen. Tannie Wilma, iets wat Tannie geleer het? Jy moet op die Here vertrou. En kyk vorentoe, moenie agtertoe kyk soos Lot se vrou nie. Jy moet op die Here, as jy vir die Here iets gevra het, vertrou dat hy gaan dit vir jou doen wat jy wil hê. En soos Robert hulle almal gesê het, die Here vat jou waar jy wil hê. Veral soos Marius, hulle was in 'n kerk gewees en dit het nou bietjie nie lekker toe hulle geskuif en die Here wou hulle iewers anders gehad het. Die Here vat jou waar hy jou wil hê. Maar jy moet net mooi luister en jy moet nie afdwaal van die pad nie. En soos Robert nou gesê het, toe hulle wat ook al gebly het, ek meen, as jy die verkeerde vriende kies, of verkeerde vriendekring, dit kan jou ook weglei, want hulle doen allerhande dingetjies wat jy, ag ja nee, dit is seker nou nie so erg nie, die Here gaan nie sê, ag nee, okay, jy moet doen wat die Here, en jy moet nie luister vir almal nie. Want ek kan ook, soos as 'n jong meisiekind, almal sê, kom man, wat te trek, rook. Ek sê, nee, ek wil nie. Ek sê, hoekom het ek 'n 10 rand vat en brand? Hoe is dit hoe jy dit sien? Ek sê, ja, ek sal liewer 'n paar skoene of 'n handsak koop, daai tyd gewees. Ek is mal oor handsak en skoene. En ja, jy moet nie afdwaal, jy moet nie luister wat anders sê nie. Luister wat die Here sê. Dis waar, Tannie, verseker. Stel, wat het jy geleer op hierdie roete van jou? En dan moet jy maar net glo en vertrou dat dit
die regte dat dit Vader jou gaan help om dit reg te stel. Jy kan hoe wik en dit met die Vader beskik. Jy moet maar net glo en vertrou. Ek het ook geleer, elke mens se roete verskil. Ek kan nie, as jy op 'n ander roete is, vir jou vertel jy's op 'n verkeerde roete nie. Mense se roetes verskil. God het 'n unieke pad wat hy met elkeen van ons loop. John, wil jy iets gesê het? Yeah, sometimes you have to be patient, and sometimes you have to listen to a GPS to get yourself out of the mess that you've got yourself into. Jy kan ook nie altyd alles fix nie. Mr. Fix It. Daar's nie so iets nie. Jy kan nie alles fix nie. Jy het mense nodig. En Abraham het besef, hy gaan nie kaart en transport kry vir die Here Israel. Maar eendag gaan die hele wêreld soos nou probeer om Israel van die aardbol af weg te vee. Want is God se land. Amen. Maar vir Abraham het hy dit in sy geestes ook in die toekoms gesien. En al moes hy dit waarmee die Here hom geseën het, moes hy grond gekoop het. En daarom plant hy tamarisk. Tamarisk is 'n teken van 'n verbond. Hy maak 'n verskil. Eendag 200, 300 jaar verder loop iemand en hy kom sit onder hierdie boom en sê, wonder wie het hierdie boom geplant? En hulle sê, ek het gehoor, daar was 'n aardsvader, Abraham. Hy het hierdie boom geplant. Maak 'n verskil in mense se lewe. Kom ons kyk na die laaste versie, Rina. William, kom as jy lees vir ons. Ons sukkel bietjie met liggie, so Joshua 3 vers 4, Rina. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Daar's 'n nuwe pad. 'n Nuwe pad. Gister het ons nie met hierdie pad geloop nie. Jou pad wat jy môre gaan loop is nie die pad wat jy vandag geloop het nie. Dis 'n onbekende pad, dis onsekerheid. Maar een ding weet ons. Ons het laasweek gevra, hoekom het Jesus gesê moenie vrees nie? Of hoekom sê God altyd sy eerste sin moenie vrees nie? Spesifiek ook die laaste vers wat ek nou eendag met Robert hulle gedeel het in Matteus sê, ek is met jou tot aan die einde van hierdie aarde. Ek weet nie wat se pad jy vanaand stap nie. Ek weet nie wat se roete jy stap nie. Ek weet nie wat se uitdagings is op jou roete nie. Ek weet nie deur watter dal en vallei jy gaan in jou lewe op hierdie oomblik nie. En wat ek weet, God het jou nooit vergeet. God sal jou nooit vergeet. Hy weet van jou. Elke haar op jou hoof, al het jy jou hare so mooi gesny soos John, hy weet van elke haar op jou hoof. Fluit, my storie is uit. Iemand nog ietsie gesê het? Ek het 'n WhatsApp gekry namens die City of Mbombela, vra hulle hartlik verskoning, nie die woord hartlik nie, maar hulle vra verskoning vir die kragonderbreking. Ons is dan weer terug op die lig. Kyk, pastoor, daarom ons 'n kansie gegee om te praat. Eina, dis seer, Anita. Jy maak my seer. Ag, ek's nog steeds lief vir julle. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Lisel, sit dit vir my asseblief op dat ons bid vir Israel. Dis God se nasie, God se volk, en dat daar vrede sal kom in die Midde-Ooste. Ja, ons weet nie hoekom en waarom nie, maar ons weet God is in beheer. Wynand, enige gebedsversoeke daar by jou kant? Pastoor, ja, ek dink reën is nou nog steeds op ons lys, alhoewel dit 'n bietjie drip nou hier by ons, of liggies reën. Dit lyk soos middelwinter by ons. Maar ons is dankbaar vir die reën wat val en eintlik is ons dankbaar vir alles. Laas maand was 'n
groot beproewende maand gewees en tog het die Here vir ons deurgekom. So ons sê baie dankie, dankbare harte. Ons is so dankbaar. Anita, iets wat jy sou ons met saam bid? Ja, pastoor asseblief, Wynand se skoonpa, my eie persoonlike biologiese pa, het 2 wonderwerke beleef. Eerstens het hy sy hart vir die Here gegee. Wonderlik. En hy het by die dood omgedraai. So hy gaan nou die 10de Maart gaan hy 'n operasie en ek wil net hê ons moet intree vir hom vir daai operasie. Dat dit sal suksesvol wees, dan gaan hy nou kan terugkeer na normaal toe. Wonderlik, ons bid vir hom. Dan het natuurlik nog Wynand se voete en ek moet baie dankbaarheid dat die Here presies op tyd is, want ons het so gebid en gevas hierdie maand voorsiening en hy het voorsien. Amen. Ons is so dankbaar. Wynand, ons bid vir daai voete. Net ons bid vir jou pa, bid dat daai operasie sukses gaan wees en ons is dankbaar dat hy sy hart vir die Here gegee het. Meisie, is daar iets wat ons kan saam bid? Nee, dankie. Salome, jy was hierdie week baie op my hart. Waar bid ons vir jou? Voor ek vra, ek wil net gou weet julle hoe gaan dit met Bridget? Yes, sy is nog by die huis, maar dit gaan goed. Dit gaan goed met haar. Ons het haar wanneer gesien? Woensdag, donderdag gesien. Sy lyk goed. Sy lyk regtig baie goed. Sy het diep gepraat van baie pyn nie. Sy is mos maar nie enetjie wat sommer iets sal sê nie. Maar sy moet binnekort ek dink is die 14de Maart moet sy vir 'n angiograaf gaan vir haar hart. En ja, ons moet net onthou sy gaan die 14de daarvoor en laat dan nie 'n probleem gaan wees met haar hart nie. Okay, dankie Gerda. Salome. Dan wil ek net graag vra, baie dankie dat julle bid vir Reinhardsplaas en vir PW en Elise. Asseblief bid nog steeds vir hulle. Asseblief, dieselfde. En dan vra ek ook dat julle vir Christian bid. Hy en sy vroukie wil hulle wil eintlik in Pretoria gaan bly vir beter werksomstandighede en dat die Here net vir hulle daar uitkoms sal gee asseblief. Okay, yes. Lekker nader aan Nylstroom. Lekker naby aan Sissie. John, hoe gaan met die gesondheid? Nee, ons het ons goeie dae en ons sit ons slegte dae. Sukkel jy nog steeds? Dit word beter. Sukkel jy nog steeds met die moegheid? Ja, hy was ons was uitgisterand gewees na Koel toe en toe ons teruggekom het hy bietjie gesukkel en om te loop en hy was heeltemal de mekaar en alles. Maar dankie Here, hy is nou beter weer. Johnny, moet dit rustig vat my vriend. Ons het vanaand daaroor gepraat. Die roete. Yes. Die roete. Ja. Dis snaaks hoe die Here met jou praat. En hy wil hê dat jy moet 'n bietjie luister. En nie probeer om jou eie paadjie te maak. En net om hom te volg. Ons is baie dankbaar. Ek sou mos teruggegaan het na 'n spesialis toe oor 3 weke. Maar dit is nou gekanselleer, né? So ons gaan eers terug na die spesialis toe op die 7de Augustus. Het jy dit gekanselleer of het hy dit gekanselleer? Hy het dit gekanselleer. Okay, dan is dit goeie nuus. Ek wil net weet. Ek ken jou Engelsman. Ja. Is daar ander goed waar ons kan saam bid, Rina? Nee, alles is reg, dankie. My sussie is nog siek en alles, maar sy het meer aanvaarbaar nou oor dit wat gebeur op die oomblik. Maar ons bid nog vir Amerika. Kan ons net aanhou om te bid vir Philly asseblief? Bid vir Philly, is reg. Om op die lys, Lisel, asseblief. Lisel, hoe gaan met oupa?
Dit gaan oukei, behalwe dat hy swak is. Hy het hierdie naweek wat is dit? Drips gekry vir die blaas kiem. Hy kry elke keer 'n ander kiem. So dit put hom ook maar uit, maar dit gaan goed onder omstandighede. Wat ander versoeke julle? Vir Wannie, Marius se sussie, sy sukkel regtig met die dubbelvisie. Dit beïnvloed hoe sy loop en dit is nie vir haar lekker nie, so laat daar ietsie vir haar sal deurkom. Dalk so. Anita, ons bid nog steeds vir jou oë ook. As ek moet net onthou, ons onthou my Robert, ons moet bid spesifiek. As ons Saterdag daar kom met ons John, dat ons bid vir Anita en haar salf met olie. Weer eens salf met olie. Gerda, as iets anders wat ons kon saam bid saam met julle? Kinders. Die Here is so goed vir hulle. Ek praat spesifiek nou van die kinders hier in Middelburg. Die Here is so goed vir hulle. Hulle sê nie dankie, dan gaan hulle aan, maar dis asof hulle, bid net laat hulle nader en nader aan die Here kom, laat hulle net 'n regte verhouding met die Here het. Ja, bid maar vir ons kinders en kleinkinders. Ja. Amen, ons bid vir die kinders. Dis 'n ma se hart. Die Here luister na ma se harte, né? Ek dink baie van ons wat vanaand hier sit, is as gevolg van ma's wat gebid het. Robert het vandag of hierdie week het hy 'n draaitjie gekom maak hierso in Nelspruit by die onkoloog. Hulle het gegaan vir 'n biopsie, né? Biopsie. Kraak altyd jy mekaar met die ander woord, biopsie. En hy wag vir die uitslag. Ons bid vir gunstige uitslag, Robert. Ons weet jy's in die hande van die Here. Iets anders wat ons kan saam bid, Robert? Nee, wat is al. En dankbare hart, die Here is baie goed vir ons te midde van die omstandighede. Loof en prys ons hom elke dag vir die dag wat ons gekry het. Dis 'n geskenk uit sy hand uit. En ons sê vir hom dankie daarvoor. Amen. Tannie Wilma, iets wat ons kan saam bid? Reg, dankie. Tannie Wilma moet maar vashou agter op die motorfiets Saterdag, het dan nie afval nie. Kan jy vir Tannie Wilma 'n sidecar vir John? Ja. Nou nie weer verby Wynand se hek jaag nie, John. Nee, maar hy moet die hek ordentlik merk, man. Dis moeilik. Jy ken daai boer. Dit is moeilik hier op 200 om daai hek te sien. John, wat ek sal doen is, as jy daar net so van die highway af wat bring, sal ek van daai kirker goed wat jy oor die pad sit, sal ek sommer vir jou slank opsit. As jy net vir by my hek is, daar gaan so 20 meter breë stuk pad opgeblaas wees, stop draai om, dan is dit te ver, hoor. Hy moet 'n paar ballonne in die lug sit, dat ons weet waar om te dra. Ja, 'n ballon daar so op hom. Jy stel enige yellow ribbon. Dis mos 'n yellow ribbon. Dis mos 'n goeie party om by te woon. Yes. Ja, Anita, ek dink jy moet vir ons 'n ribbon of iets daar op die hek sit, want yellow ribbon around the old tree. Want die ergste is jy het nie selfoonopvangsie. Jy sit by die hek, dan sluit hulle die hek en jy kan nie ingaan nie, jy kan ook nie bel nie want jy het nie opvangsie. Dus dan moet jy skree. En al wat hoor is niemand. Stel enige gebedsversoeke? Ek is reg, dankie julle. Dankie. Robert, of nee, Marius, kan ek jou vra vanaand om vir ons op te dra, Here, asseblief. Jy het nie baie gesê vanaand nie. Here, baie dankie vir ons saamwees hierso en laat ons met mekaar kan deel. Ek kan hoor, Here, hoe dit met elkeen gaan en dan, Here, ook dan daai begeertes van die harte om dit aan U op te dra, Here, en te vra, Here, vir U hulp, vir U wysheid, vir U leiding. Here, dankie dat ons kan weet dat die pad wat ons loop is maar partykeer die pad wat ons self wil loop. Maar ons is dankbaar daarvoor, Here, dat U vir ons elke keer
net ons GPS so 'n bietjie verander, dat ons net by die plek uitkom wat U wil hê ons moet wees. Baie dankie Here dat ons instrumente vir U kan wees en dat ons kan weet Here dat dit wat ons doen ons tot eer en verheerliking van U naam. En dankie vir daardie voorreg wat ons het om dit te kan doen. Dankie Here dat U vir ons gekies het en dankie Here dat ons dit kan deel met ander om ook U te kan aanvaar en as God en as 'n redder Here. En baie dankie dat ons dit kan doen om ons familie groter te kan bou en dat ons eendag by U kan wees. Dankie dat ons kan fokus op U en kan weet daarheen waar ons gaan. Stop ons by U Here. Van daar af sal ons verder saam met U loop. Baie dankie Here vir die week wat voor lê en dankie Here dat ons hierdie week in U hand kan sit. En vir U kan vra Here, gee vir ons leiding, gee vir ons nuwe idees Here om voor te gaan en gee vir ons alles wat ons nodig het Here. En ons wil met dankbaarheid sê, dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Ja Here, partykeer dan dink ons die pad stop hier so, ons kan nou nie verder gaan nie. En dan op die laaste minuut, dan gee U vir ons wat ons nodig het. En dan staan ons maar net in verbasing en net om dankie te sê Here, vir hoe U vir ons help. Dankie daarvoor. Dankie Here vir die week. En dankie dat U saam met ons sal gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Marius. As alles regloop, die wil van die Here, sien ons Saterdag op Wynand se plaas om 11:00. Anita stuur vir ons 'n pin waar dit is en sit vir ons 'n ballon op die hek dat ons nie verbyry nie. Kinders sal dit doen. Kinders gaan dit doen vir ons. Daar's hy. Dankie julle, mag julle 'n geseënde week hê. Onthou jy stap hierdie pad nie alleen nie. Jou pad is uniek. Maar jy stap hom nie alleen nie. En gaan plant 'n tamarisk. Ja, jy gaan dalk nie self onder daai boom sit nie. Maar jy maak 'n verskil vir die toekoms. Die Here seën vir julle. Bye bye. Mooi loop julle. Bye.